Kan maar weer sit. Vriende, ons teks vanoggend is 1 Petrus hoofstuk 2 en daar gaan ons saam lees vers 1 tot 17. 1 Petrus hoofstuk 2 en dit is in die vertaling wat ek gebruik is die Nuwe Afrikaanse vertaling, die 2020 vertaling. Kom ons lees dit saam. Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing. Nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif: Kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld juis die klip wat die bouers afgekeur het die hoeksteen geword. En 'n klip waaroor mense kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na die wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is. Wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer met teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswadder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Wees ter wille van die Here onderdanig aan elke menslike instelling, soos aan die keiser, die hoogste gesagdraer, as aan die prokurator, die mense deur die keiser gestuur om die misdadigers te straf en die wat goed doen aan te prys. God wil immers hê dat julle deur goed te doen die onkunde van dwaase mense stopsit. Leef as vrymense, nie soos hulle wat vryheid as 'n dekmantel vir die kwaad beskou nie,
maar as diensknegte van God. Julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beheen, ontzag vir God hê, die keiser respekteer. Dit dan ons teksgedeelte vir vandag. Ek het sommer hier op die advertensiekie het ek vir E.T. Julle onthou die fliek? Ag, wat 'n pragtige fliek was dit nie gewees nie, né? En dan daai pragtige lyn wat hy sê, E.T. phone home, né? Onthou julle hom? Pragtige fliek gewees, né? Ja, vriende, ek kan nie help as ek aan hierdie teks dink, of dit lees, om aan E.T. te dink, of aan hierdie vreemde karaktertjies wat daar so op die skerm is. Nee, ouens van ver, ouens van die buitenste ruimte, wat hulle self tuis kom maak het hier op aarde, of kom kuier het. En soos E.T. vra, phone home, hy wil teruggaan huis toe. Ons leef in 'n wêreld, vriende, waar die media 'n baie groot storie deesdae maak oor vlugtelinge. Ons het onlangs gehoor van 'n klompie mense wat as vlugtelinge na Amerika gevat is. Ons hoor in die media en die nuus van onwettige immigrante, ouens wat in 'n land inkom en nie enige wettige verblyfdokumente het om daar te wees nie, wat onwettig oor die grense kom het. Ons hoor gereeld van die vrees wat mense het vir vreemdelinge. Juis vir hulle wat van ander plekke af hier kom, ander tale praat, ander gewoontes het, en nou, die wat hier is, op 'n manier bedreig, dalk hulle werksgeleenthede wegneem. Dis die wêreld waarin ons leef. Die hele kwessie van vreemdelinge is nogal sterk op die voorgrond. En ons teks wat ons het vandag, praat ook van vreemdelinge. Maar hierdie keer sê die teks vir ons, ek en jy wat in die Here Jesus Christus glo, ek en jy is vreemdelinge. Ons as Christene is vreemdelinge en bywoners. Bywoners is mos daardie mense wat dikwels in die ou tyd iewers op 'n plaas maar 'n ou huisietjie gekry het, 'n blyplekkie gekry het, en eintlik maar net daar is omdat hulle geen ander heenkome het nie, 'n bywoner. Wat Petrus hieroor praat, liewe vriende, in hierdie teks, moet ek vir julle sê, is in 'n sekere sin 'n teks wat baie moeilik op die oor val. Want sien, dit impliseer nogal ernstige, of het ernstige implikasies. Dit beteken dat as jy 'n vlugteling is, soos wat die teks nou sê, ek en jy is, dat ons nie burgerskap het hier nie. Ons mag dalk sê ons is Suid-Afrikaners, of Amerikaners, of Duitsers, of wat ook al dit mag wees, maar as Christene impliseer dit dat ek en jy
eintlik nie burgerskap hier op aarde het nie. En as ons nie burgerskap het nie, het ons in hierdie wêreld, waar ons ook al woon, geen regte nie, geen voorregte nie. Ons is eintlik uitgelewer aan die genade en die goedgesindheid van ander, van hulle wat wel hier tuis is, wel deel is van hierdie wêreld, wat wel burgerskap het in hierdie wêreld. Ons as moderne mense, ons met 'n sterk individualistiese ingesteldheid, vind hierdie tipe tekste baie moeilik om te verstaan. Want sien, ons glo mos, ons is meesters van ons eie lewe, van ons eie toekoms, van ons eie geluk, van ons eie vreugde. En hierdie teks impliseer dat ons eintlik afhanklik is van ander. En dat ander se goedgesindheid en ander se geneentheid teenoor ons uiteindelik die gang van ons lewens bepaal, die vreugde en geluk van ons lewe bepaal. So klink dit in elk geval, wanneer ons hierdie teks lees. Dit wat egter van ons gevra word as Petrus sê, ons is vreemdelinge en bywoners, is dat ons moet besef, ons is afhanklik. Ons is afhanklik van die goedgesindheid van hulle wat van hierdie wêreld is. 'n Bietjie agtergrond, dink ek, is belangrik om hier te verstaan. Die Christene van die eerste eeu was mense gewees wat alles verloor het. Dit is die eerste belangrike ding wat ons moet onthou en raak sien. Die ouens wat uit die Jodendom Christene geword het, is uiteindelik ook deur die Jode wat Jode gebly het en nie Christene geword het nie, verwerp. Hulle is later selfs uit die sinagoge geban. Hulle was nie meer gesien as deel van die Joodse volk nie. Hulle is selfs deur die Jode, die ouens wat nog deel was van die sinagoge, uiteindelik selfs verklaar aan die Romeinse owerhede. En voorgehou aan die Romeinse owerhede dat hulle moeilikheidmakers was, terwyl hulle dit nie was nie. En ook die Griekse Christene, die wat uit die heidendom Christene geword het, het ook hulle status binne die samelewing waar hulle was en gewoon het, heeltemal verloor. Skielik het hulle nie meer aan die gildes behoort, die bouersgilde of wat ook al, watter gilde ook al. Hulle het nie meer aan dit behoort nie, en omdat hulle nie meer daaraan behoort het nie, en nie meer aan die sondige praktyke van hierdie gildes deelgeneem het nie, is hulle verwerp. Hulle is uitgestoot. Selfs hulle vriende en familie het teen hulle gedraai. Baie van hulle wat besighede gehad het, het gesukkel om te kan koop en verkoop, om sake te kan doen. En om alles nog erger te maak, is hulle deur die Romeinse owerheid ook dan vervolg uiteindelik. Dis die konteks wat agter hierdie teks sit. In 'n sekere sin wil Petrus dus vir die Christene kom hoop gee, hulle kom moed inpraat.
binne hulle konteks, binne hierdie wêreld waarin hulle Christene is. Sien vriende, een van die mense diepste begeertes en die grootste dryfveer agter ons baie keer is dat ons almal iewers wil behoort, iewers wil inpas, iemand wil wees, geken wil wees. Ons wil graag hê iemand moet daarom weet, wie is ek? Wat is my naam? Waar kom ek vandaan? Om vreemdelinge en bywoners te wees, het Christene van hulle gemeenskappe waarin hulle gewoon het, vervreem. Hulle ontneem van hulle identiteit, van wie hulle was, en waar hulle behoort en tuiskom. Vir die eerste eeuse mense was hulle groepsidentiteit verskriklik belangrik geweest. Jy moes aan 'n groep behoort, want in daardie tyd was dit die groep wat jou beskerm het, was dit die groep wat gesorg het dat dit met jou goed gaan. As daar slegte dinge gebeur het, was dit die groep wat jou gehelp het. Daar was nie hierdie ding van ek is 'n individu nie. Jy het alles gedoen in belang van die groep. Jy het die groep se identiteit gedra en jy moes aan die groep jy jou lewe wy. Nou het hulle die groep verlaat deur Christene te word. En alhoewel hulle deel geword het van 'n nuwe groep met 'n nuwe identiteit, het hulle skielik nêrens in die wêreld waar hulle gewoon en gewerk het en aan gewoond was, meer behoort nie en meer ingepas nie, meer tuis gekom nie. En die vraag wat Petrus dan wil beantwoord, as hierdie eerste eeuse Christene met hierdie nuwe realiteit waarin hulle self bevind worstel, is dan juis hierdie punt. Dat dit nie waar is, dat hulle nie 'n tuiste het nie, dat hulle nie 'n identiteit het nie. Petrus sou argumenteer dat die wat so dink, dat hulle half nou verlore is in hierdie wêreld, dat dit 'n valse aanname is. As ons die teks lees, vriende, dan word daar in gloeiende neonwoorde beskryf dat die Christene 'n identiteit het, dat die Christene 'n tuiste het, al word hulle deur Petrus in hierdie teks as vreemdelinge en bywoners in die wêreld geteken. Want as Christene, sê hy, is hulle in wese dalk in hierdie wêreld, soos Matteus dit ook gestel het, maar nie van hierdie wêreld nie. Hulle is nie deel van die praktyke van hierdie sondige wêreld nie, sou Paulus sê, maar hulle is in hom. En om in hom te wees, beteken dan dat jy 'n vreemdeling en 'n bywoner is. En dit beteken nie dat jy nie iewers tuis kom nie, dat jy nie iewers behoort nie, dat jy nie iemand is nie. Petrus sê hulle identiteit word nie bepaal deur hierdie wêreld waar hulle woon en waar hulle bly en waar hulle werk nie.
Hulle het in God en deur God 'n nuwe realiteit waarbinne hulle lewe. Hulle bevind hulle self as Christene in 'n nuwe werklikheid. Hulle identiteit beskryf Petrus op verskeie maniere in hierdie teks. Hy sê byvoorbeeld, julle is 'n uitverkore volk. Julle is Christene. Of julle nou uit die Jodendom kom of uit die heidendom kom, julle is nou 'n volk. 'n uitverkore volk. Hy sou later sê 'n heilige nasie, 'n nasie wat eenkant gesit is en wat aan God behoort. God het julle elke een, en dis spesiaal, by die naam geroep en julle deel gemaak van hierdie nuwe volk. Hy sou ook sê, julle is 'n heilige priesterdom. En daarmee sou hy iets van hulle taak in hierdie wêreld beskryf. Dat hulle as priesters moet optree. Priesters wat tussen die gewone mense, die heidene van die wêreld moet staan en God moet verteenwoordig in hierdie wêreld. Hy sou ook sê, maar hoor mooi, julle is nie net 'n heilige priesterdom nie, julle is ook 'n koninklike priesterdom. Julle het 'n besondere posisie in hierdie nuwe realiteit, hierdie nuwe werklikheid. Julle is nie sommer hier juis nie. Al is julle vreemdelinge en bywoners in 'n sin, is julle koninklike priesters. Julle het autoriteit en gesag wat deur God aan julle gegee word om op 'n sekere manier in hierdie wêreld te leef en julle tuiste, al word dit nie so direk gesê nie, word geïmpliseer, is die koninkryk van God, waarvan Jesus die Here is. My liewe vriende, hierdie werklikheid wat hier beskryf word, was nie net die eerste eeuse Christene se nuwe werklikheid nie, maar sou uiteindelik alle Christene oor alle eeue se werklikheid word. Ook my en jou realiteit, ook my en jou werklikheid word. Ek en jy is ook in hierdie wêreld vreemdelinge en bywoners. Dan gebeur daar twee goed baie keer met ons wanneer ons hierdie realiteit beginne besef. Of ons onttrek ons aan die wêreld waarin ons woon en ons probeer in 'n ou kokonnetjie net met mekaar te doen hê. Of ons sien die autoriteit waarmee ons optree op so 'n manier dat ons hierdie nuwe identiteit as God se volk, as 'n koninklike priesterdom uitbuit. En met 'n sekere autoriteit glo, ons kan uiteindelik vir ander mense die hele tyd voorskryf hoe hulle moet lewe, hoe hulle moet dink, hoe hulle moet optree, hoe hulle moet praat, hoe hulle moet glo. En alhoewel ons weet dat ons die waarheid het, moet ons ook aan die ander kant onthou, in hierdie wêreld is ons net vreemdelinge en bywoners. Al het ons hierdie goddelike autoriteit, hierdie koninklike autoriteit, is die manier hoe ons hierdie koninklike autoriteit in die wêreld uitleef,
'n dienende ene, sou Petrus sê. 'n autoriteit wat ons met sagtheid in hierdie wêreld uitleef. Ons is nie beter as nie. En ons weet nie beter as nie. Maar ons luister en ons staan langs en ons dien ander. Ongelukkig sien 'n mens hierdie arrogante houding van Christene dikwels op baie plekke uitspeel. Ek sien dit byvoorbeeld baie keer sommer op sosiale media. Gaan kyk 'n bietjie op Facebook. Hoe Christene met 'n absolute arrogantheid vir ander mense wil sê hoe hulle moet glo en wat hulle moet glo. En uiteindelik meer skade doen as goed. Terwyl hulle intensies dalk baie goed bedoel word. Petrus sê egter iets anders. Ons moet onthou, ons is vreemdelinge en bywoners. Hy sê eintlik, ons moet ons plek ken. Ons moet weet wat ons hier is. Maar dit beteken nie omdat ons vreemdelinge en bywoners is, dat ons niks het om te sê nie, niks het om te wys nie, niks het om te doen nie. Daarom sê Petrus, moet ons geestelike offers wees. Geestelike offers bring. Paulus sou in Romeine 12 praat van geestelike offers wees, wat deur Christus Jesus vir God aanneemlik is. Nou is die vraag, hoe lyk hierdie geestelike offers wat ons bring? Hoe leef ons hierdie geestelike offers uit, wat deur Christus vir God aanneemlik is? Wel, ons hoef net na Christus te kyk om mee te begin. Hy het so 'n geestelike offer vir God die Vader gebring, deur wat te doen? Deur diensbaar te wees. Deur in hierdie wêreld ander se voete te kom was, deur in hierdie wêreld te kom as 'n mens, die hemel prys te gee ter wille van ons. En hy eintlik aan 'n kruis te sterf en op te staan uit die dood. Petrus sê, ons kan uiteindelik die autoriteit wat ons as vreemdelinge en bywoners hier het, uitleef, nommer 1, deur seker te maak ons groei geestelik. In hoofstuk 2 vers 1 tot 3 praat hy van die suiwer melk van die woord, dat ons soos pasgebore babas moet honger wees om geestelik te groei, deur die woord van God soos melk in te neem. Tweedens sê hy, moet ons onthou, ons is lewende stene, lewende klippe, wat in 'n geestelike huis ingebou is. En vriende, die prentjie wat ons moet kry is, dat ons moet besef, ons het elkeen 'n plekkie in God se geestelike huis. En dat as my steentjie nie daar ingebou is in daai huis nie, dan is hierdie huis, hierdie geestelike huis nie volledig nie. Ek en jy het 'n plek, en ons moet as lewende klippe, lewend bedoelende, deur God te dien en te eer en te prys en te doen wat hy van ons vra, gehoorsaam te wees, moet ons in hierdie geestelike huis ingebou wees. En die hoeksteen van hierdie huis is Christus self. Die klip wat eintlik aanstoot gee, omdat hy afgekeer is deur die wêreld. 'n klip waaroor ander val, wanneer hulle hierdie nie ingebou is en ingemessel is
in hierdie geestelike huis nie. Maar hy sê ook, ons is gestuur om goed te doen, saam en met mekaar. En dan kom vers 11 tot 17 en hy beskryf hierdie gestuurdheid na die wêreld. Hy kom beskryf hierdie roeping wat ons het, baie mooi en duidelik. Hy sê in 'n sekere sin die wêreld kyk met valkoë na ons. Hulle kyk hoe ons optree en wat ons doen en wat ons sê. En ons moet bewus wees daarvan. Ons moet onthou, ons is lig en sout vir die wêreld. Ons moet verstaan in die eerste plek dat alle gesag van God afkom. En dit is interessant, hy begin vers 11 tot 17 met hoe ons teenoor die owerhede moet optree. En hy sluit af weer met die keiser aan die einde. Dis asof hy dit wil beklemtoon. En ek weet, vriende, ons leef in 'n wêreld waar die owerhede wat oor ons aangestel is, ons partykeer laat gril. Ons kwaad maak, woedend maak. Ons wil in opstand kom teen hulle. Maar Petrus sê, die manier hoe ons teenoor die owerhede optree, sal die owerhede dalk en ander mense later oortuig dat wanneer Christus terugkom, dat hy eintlik die moeite werd was om te eer, om te aanbid. Die manier hoe ons gehoorsaam is, natuurlik binne perke sou Petrus ook sê, want aan God moet jy meer gehoorsaam wees as aan hierdie gesag. So as hierdie wêreldse gesag van ons vra om die verkeerde dinge te doen, ja, dan moet ons sê nee. Maar ons moet dit nog steeds doen op 'n manier wat uiteindelik God eer en aan hom wat alle gesag bo ons aangestel het eer. Jy moet onthou, die eerste eeuse Christene was uitgelewer aan die owerhede wat oor hulle aangestel was. Hulle het moeilikheid gehad met hierdie owerhede. Hulle is vervolg deur hierdie owerhede. Hulle was in uitdagende omstandighede hierdie eerste eeuse Christene en tog het hulle 'n duidelike verskil gemaak. Uiteindelik sê Petrus, ons kan maar hulle respekteer, hierdie owerheid wat oor ons aangestel is, want God sal hulle oordeel. Ons hoef nie daaroor te bekommer nie. Christene moet goed doen teenoor ander. En ons moet oppas dat ons nie ons vryheid wat God vir ons gegee het misbruik om sonde te doen nie. Daar was die idee gewees dat ons is nou vry. Ons kan maar maak wat ons wil. God sal in elk geval vergewe. Ons kan maar doen wat ons wil. Paulus praat daarvan in Romeine 5 en 6, baie duidelik. In vers 17 kom Petrus weer terug na die hele ding van respek as hy sê, respekteer alle mense. Ook hier dink ek skiet ons dikwels te kort. Ons het mos die geneigtheid, om partykeer op ander mense neer te sien. Ek dink ons het gearriveer, ons is daar, ons is reg. Ons objektiveer baie keer ander mense. Baie keer sien ons nie die beeld van God ook in hom wat nog nie aan God glo nie. Want alle mense, kom ons sê dit vir mekaar, is na die beeld van God geskape. Of ons dit wil weet of nie. Ook daai ou van wie jy nie hou nie.
wat jou die Josie inmaak, is na God se beeld geskape. Hy besef dit dalk net nog. Ja, vriende, dis 'n reuse uitdaging. Dis 'n baie groot uitdaging. Die boosheid van hierdie wêreld is soms oorweldigend en verlammend, sodat ons niks wil of kan doen nie. Maar Petrus sê, ons kan. Ons basiese goed doen, ons kan net ander respekteer. Ons kan net die owerheid wat oor ons aangestel is eer. Ons moet net nie ons vryheid misbruik om sonde te doen nie. Ons moet onthou, hier is ons vreemdelinge en bywoners. Sonder gesag, sonder wêreldse gesag of autoriteit. Maar ons is 'n priesterlike, heilige, koninklike priesterdom wat 'n verskil moet maak in hoe ons leef. Nederig en diensbaar, sodat ander, wanneer Christus terugkom, uiteindelik aan hom alle eer sal bring. Amen. Here, dis moeilik om te hoor vanmôre. Ons maar vreemdelinge en bywoners hier is. Dat ons eintlik geen burgerskap in hierdie wêreld het nie. Geen regte of voorregte nie. Maar gelukkig weet ons is u volk, Here. Ons behoort aan u. Ons is 'n heilige nasie, afgesonder vir u. Geroep om 'n heilige, koninklike priesterdom te wees. Wat op so 'n manier moet leef dat die wêreld om ons, in ons en deur ons u kan raak sien. Gee Here dat ons op so 'n manier sal leef, dat ons nie op 'n arrogante manier ons Christenskap sal uitleef nie, maar 'n nederige diensbaarheid aan ander diensbaar sal wees. Gee Here dat ons nie sal neersien op ander, omdat ons dink ons is beter as nie, omdat ons dink ons is Christene en hulle is nie. Help ons om in elke mens u beeld raak te sien, al is daai beeld hoe verduister deur die sonde van daai mens. Help ons om vir die wêreld se mense lief te wees. Nie op 'n manier dat ons deel van hierdie wêreld word deur ons vryheid te misbruik nie. Maar omdat ons juis weet, ons is 'n koninklike priesterdom. Help ons om vir die wêreld lief te wees, soos wat u vir die wêreld lief is, Here. En mag ons hierdie vreemdelingskap en bywonerskap wat ons in hierdie wêreld het vier, omdat ons weet ons behoort aan u. U is ons Here. Ons tuiste is die koninkryk van Christus. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Here, al is ons bywoners en vreemdelinge in hierdie wêreld, weet ons U sorg vir ons. U gee vir ons 'n tuiste. By U is ons welkom. Dankie Here dat ons kan vier met hierdie dankoffer dat U die een is wat vir ons sorg. Mag ons ook, Here, dienend vir ander sorg met dit wat U aan ons voorsien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, terwyl die kerkraad weer hulle plekke inneem, wil ek net weer terugkom na ou E.T. toe, met sy rooi puntvingertjie, nê. Soos E.T. hier 'n vreemdeling en 'n bywoner was, en die heeltyd gesê het, E.T. phone home, het ek en jy ook die hoop, en kan ek en jy ook sê, phone home, want ons ewige tuiste is uiteindelik die ewige lewe en die hemel en die nuwe aarde wat God beloof. So mag ons met daardie hoop as bywoners, vreemdelinge hier leef elke dag. Kom ons staan, dan sluit ons af.